Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie bewolkte Sondagoggend. Ons het hierdie week stil gestaan by sonde. En nou vra ons vanoggend die vraag, maar is dit regtig so erg? Is dit nie maar, soos baie mense beweer, dit eintlik maar net 'n menslike swakheid nie? En dat die dominees dit baie keer so erg maak nie. Kom ons hoor wat sê die Hebreërskrywer vanoggend weer eens daarvan in Hebreërs 10. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Die vorige vertaling sê, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Nou, kan ek en jy dan mos nou raai wie sulke gedagtes in 'n mens se kop sit. Is net die Satan wat daarby kan baat, dat jy jouself begin vertel dat sonde regtig nie so erg is soos die Bybel dit maak nie. Dan word 'n mens, of dan is jy eintlik klaar 'n prooi van hom. Want om sonde te onderskat, speel ons so reg in sy hande. En die teendeel is eerder waar. Sonde is dodelik gevaarlik. En wie daarmee voortgaan, al weet hy van beter, sal verseker sy vingers verbrand. Wat 'n versoening kan ons immers verwag vir ons sondes, as ons onsself vertel, dat dit nie so erg is soos wat mense dit maak nie, en ons gaan maar net eenvoudig daarmee voort. Dan versmaai ons Jesus se versoening, sy kruisiging, sy sterwe, en die feit dat hy dit alles vir my en vir jou gedoen het. Kom ons sê dit vir mekaar, kruisig ons hom nie dan maar net weer nie. En dan sal ons mos nooit die eintlike vryheid smaak wat God vir my en vir jou in gedagte het nie. Daarom is dit vanmôre die waarskuwing. Moenie met sonde speel nie. Dis nie net so erg soos mense maak nie. Dis selfs veel erger en gevaarliker as wat enige iemand dit vir jou kan sê. En daarom moet ons die Heilige Gees nooi om sy werk in ons lewe te kom doen.
Here, gee ons deur die Gees insig, sodat ons sonde kan sien vir wat dit is, en sodat ons dit met alle ywer kan teëstaan. Amen. Liefde, mag jy saam met my dan vanmôre 'n wonderlike dag hê.